En die orthodoxe Jode kan hulle daar verwerp en sê, gaan uit die land uit. Nou doen hulle goed op tydelike gebied aan Israel, waarmee ek nou nie 'n saak het nie, maar dis nie genoeg nie, dis die bysaak. Die hoofsaak is Jesus Christus, vriende. En hy moet verkondig word, ongeag die gevolge daarvan. Of die mense jy nou verwerp en of hulle jou uit die land uitjaag, ons opdrag is, julle sal my getuies wees. Binne in Jerusalem, ook nou vandag in Jerusalem, in Judea, Samaria en tot aan die einde van die wêreld. Dit is ons groot opdrag en laat ons daarmee besig wees totdat die Here kom. Amen. En ons dank die Here dat ons vanaand enkele gedagtes kon verkondig rondom die stryd om die beheer oor Jerusalem. Dank die Here dat u hierdie wêreld nie in sy sonde en ongeregtigheid aan sy eie lot oorgelaat het nie. Maar Here, dat u 'n plan van openbaring gehad het om u heilsplan, nie net vir Israel nie, maar vir die hele wêreld in Jerusalem te openbaar. En dat daai boodskap van dit wat in Jerusalem gebeur het, uitgedra moet word tot aan die eindes van die aarde. Want u het gekom tot 'n lig van die nasies, sodat u God se heil kan verkondig tot aan die eindes van die aarde. En so, Here, wil ons hierdie boodskap van die heilsgebeure in Israel, dit wat u daar gedoen het tydens die eerste koms, wil ons steeds verkondig aan alle nasies, Here. Maar nou dat ons aan die eindtyd kom en sien dat volgens u raadsplan moet Jerusalem herstel word, hy is weer terug aan Joodse beheer. Die vyande van Israel werp alles in die stryd om hierdie stad weer van hulle te vervreem en die land te verdeel. Hulle wil beheer kry oor daardie deel waar u voet op die Olyfberg gaan sit, want hulle beplan nou reeds 'n wêreldwye magsmonstering om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Daarom wil hulle nou al reeds volle beheer oor daai hele omgewing hê, sodat hulle met hulle magsmonstering teen u kan voortgaan en kyk of hulle u nie kan oorwin nie en hulle valse anti-christelike nuwe wêreldorde kan bestendig dat dit kan bly voortbestaan nie. Ons weet, Here, dit is 'n futiele oefening om te probeer veg teen hom wat alle mag in die hemel en op aarde het. Hulle sal nie ver daarmee kom nie. Maar, Here, ons is veral jammer vir mense wat nog onder die krag van die dwaling is. Want ons sien, Here, dat baie mense het reeds die krag van die dwaling ontvang om die leuen te glo, omdat hulle die kennis van die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Daarom het God hulle die krag van die dwaling gegee. Daarom verstaan hulle nie u raadsplan nie. Daarom verwerp hulle u as die enigste verlosser van die wêreld. Daarom erken hulle nie meer u godheid nie. En al hierdie wonderlike dinge in die Bybel, Here, word nie meer as die woord van God aanvaar nie. So, Here, wil ons bid dat u Heilige Gees ons sal lei in die hele waarheid en ons die genade sal gee om die volle raad van God te verkondig. Soos Paulus ook gesê, ek het nie nagelaat om die volle raad van God aan julle te verkondig nie. Die volle raad oor wedergeboorte, oor heiligmaking, oor gebed, oor profesie, oor die wederkoms, oor die eindtyd, oor Israel. Here, dat ons nie hierdie dinge sal uitsluit nie en sê, dis moeilike onderwerpe nie. Ons moet dit verstaan. Openbaring is geskryf vir die tyd waarin ons nou leef. Die profetiese rede is daarom ook vir ons te waarsku, laat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus. Ons moet hierdie waarskuwings ter harte neem, Here. Ons moet begrip vir die profetiese woord hê. Daarom bid ons vanaand, gee vir ons verligte oë van die verstand om die profetiese woord te kan verstaan. Sien elke bediening wat hierdie boodskap uitdra, Here, wat u wederkoms verkondig, wat standpunt teen dwalinge en misleiding inneem, en gee, Here, dat ons ook sal bid vir die redding van Jode en vir die vervulling van u plan in Jerusalem, en dat ons nooit, Here, die rug teen Jerusalem sal draai nie, dat ons nie onder daardie nasies sal wees wat teen Jerusalem vergader sal word nie, want u gaan met hulle 'n strafgerig hou. Ons besef dit, Here, dat Jode haat is die kern van anti-christelike denke. As hy mense so ver kan kry om Israel te haat, dan is die ideologie van die antichrist reeds in hulle harte gevestig en word hulle voorberei om eendag ook teen Jerusalem op te trek en teen die koning van Jerusalem, en ons weet, u is die koning van Jerusalem. U gaan op die troon van Dawid regeer. U is die koning van die Jode. Here, en ook die koning van die hele wêreld. Ons eer u daarvoor, en ons bid dat u van ons getroue getuies sal maak. Ons wat uit die duisternis gekom het tot u wonderbare lig. Dat ons nie 'n maatemmer oor hierdie lig sal plaas nie. Dat ons nie skaam sal word nie. Dat ons nie vir u sal verloon nie. Dat ons nie vir u en u koninkryk sal skaam nie. Here, en dat ons nie sal bang wees as hierdie boodskap dalk onpopulêr is vir Jode of vir ander ongeredde mense, ook vir vormgodsdienstiges in ons eie land nie. Want ons weet, Here, as vormgodsdienstiges gekonfronteer word oor hulle ongeredde toestand, dan neem hulle net soveel aanstoot. Gee dat ons dit ook egter met wysheid sal doen, Here, nie op so 'n manier dat ons mense van die eerste oomblik af aanstoot sal gee nie, maar dat ons die liefde van Jesus Christus vir 'n wêreld in sy nood sal verkondig totdat hy kom. Ons vra dit met danksegging en verwagting in die naam van Jesus Christus. Amen.